Welkom weer terug by die 1000 jaar en vanaand doen ons gaan kyk na die 1000 jaar van vrede. Wat sê die Here daaroor? En om eerlikwaar te sê, die Bybel sê nie veel baie oor die 1000 jaar nie. Die hoofpunt van die 1000 jaar kry jy net in een hoofstuk en dis die derde laaste hoofstuk van die Bybel. Dis waar jy die 1000 jaar kry. Natuurlik is daar gedagtes wat teoloë natuurlik uitlig en dit is die idee van daar's 'n kosmiese 7 dae, soos 'n 7 week konsep, wat eintlik maar net beteken Jesus sê mos vir hom is 'n dag soos 1000 jaar en weet 1000 jaar soos 'n dag, daai versie. En dan sê hulle wat baie interessant is, vanaf die skepping tot by Jesus is omtrent 4000 jaar en dan vanaf Jesus tot en met ons vandag is omtrent 2000 jaar, so dit is 2 + 4 is 6, so hier is al 6000 jaar van skepping tot nou toe, en dan toevallig is Jesus se koms nou naby, en dan nou is daar nog 1000 jaar waarvan gepraat word in Openbaring, en dan is dit nog 1000 jaar, dan klink dit soos 6000 jaar, en dan 1000 jaar was soos 'n Sabbatjaar, weet, soos die 7de dag Sabbat, en dan kry jy die 7de 1000ste jaar wat dan nou 'n Sabbat konsep is. Behalwe vir hierdie globale idee wat daar maar heers oor die eeue het dit deurgekom, veral onder die protestante het hierdie idee uitgekom, maar behalwe dit dis okay, ek sê behalwe vir dit is ons hoofding eintlik maar net waar ons dit kry is in Openbaring 20. 21 was ook lees bietjie vanaand, die hele prent is daar, en dis waar ons dit uit gaan werk vanaand, en dis waar ons gaan wees. Voor ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, baie dankie dat ons kan weet, daar's 1000 jaar wat U beplan, 1000 jaar van vrede, en dan natuurlik 'n hiernamaals daarbey. En ons kan nie wag vir daai tyd nie, en ons wil graag bietjie sien wat U vir ons gesê het rondom dit. U het vir ons so skreefie oopgemaak oor dit, en help ons om dit te verstaan, asseblief, in Jesus naam. Amen. Goed, as jy die Bybel vat, jou eerste 3 hoofstukke van die Bybel, is vertel ons hoe die aarde geskape is, en die mens, en die diere, en alles, en dan hoe sonde in die wêreld ingekom het. En hoe die dood en vrees in die wêreld ingekom het. En dan, die laaste 3 hoofstukke van die Bybel, vertel vir jou hoe sonde probleem uitgesorteer word op die einde, en sonde uitgewis word, en ons sit op die einde weer in 'n vrederyke, sondelose heelal. En tussen hierdie 2, begin 3 en die laaste 3, is die Bybel, en hy verklaar vir ons wat het God met sonde gemaak. Hoe het hy die sonde probleem en die dood en die vrees en al daai dinge, hoe het hy dit hanteer en hoe het hy dit opgelos. En so wanneer ons dan in die laaste 3 hoofstukke ingaan, dan begin ons in daai tyd in beweeg van, hier is nou die slotsom van die verhaal. Hier is die einde van die verhaal. Hoe gaan ons nou hierdie probleem oplos? En dan, natuurlik gaan ons nou kyk vanaand, wat beteken dit? Hoe begin die 1000 jaar? Wat doen ons in die 1000 jaar? En waar is ons in die 1000 jaar? En dan natuurlik, aan die einde van die 1000 jaar, wat gebeur dan? So ons gaan kyk na, dit so 'n bietjie sensasioneel, baie keer van dit, maar dis sekondêr. Primêr moet jy vir jouself sê, wat wil God werklik vir my sê van die verhaal? Wat is die werklike storie agter die storie? En ek wil hê ons moet dalk bietjie daarop fokus dan. So hier kom ons met 1000 jaar saam met God. Kom ons lees. En ons kry basies die konsep in hierdie verse. So, wat sê die eerste paar verse van Openbaring 20 vir ons? En ek het 'n engel, onthou nou Openbaring 19 was nou net die wederkoms. Ons het dit
die vorige lesing gehanteer. Ons nou net die wederkoms was nou net gedoen. Openbaring 19 verklaar vir ons die wederkoms en al die dinge van op die geestelike vlak, die fisiese vlak, die hele verhaal. Maar nou kom ons by 20 aan. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond. Die afgrond. En 'n groot ketting in sy hand. Okay, dis nou interessant. Hier's nou 'n ketting en 'n sleutel. En hy het die groot draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom gebind vir 1000 jaar lank. So hier het ons nou hierdie skillery, wat ons nou weer eens sê, ek het so 'n bietjie vir AI gevra om my te help met 'n idee van hoe dit kan lyk. En hy het nou hierdie engel gemaak, hy het hom 'n bietjie ernstig gemaak met so 'n bietjie wille hare, maar goed, kom ons los dit nou, maar daardie punt is hy het 'n groot sleutel en hy het 'n ketting in sy hand en wat het hy nou gaan doen? Hy gaan vang nou hierdie duiwel. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en bo dit hom verseël sodat die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie gebind word. So met ander woorde, hierso sien ons, hier's 'n ketting. Nou ek weet nie hoe kry mense dit reg of God dit reg om 'n gees, Satan is nie vlees en bloed nie, met 'n ketting vas te maak nie. So heel moontlik is dit, en jy kan sien nou hierso, dis heel moontlik 'n ketting van omstandigheid. Hy's toegesluit in 'n omstandigheid, 'n scenario wat hy iets nie kan doen nie. Wat kan hy doen nie? En hom in die agtergrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël sodat die nasies nie meer sou verlei nie. So wat kan hy nie doen nie? Hy kan nie die nasies meer verlei nie. So hy het vir 1000 jaar het hy nie toegang tot enige iemand toe nie. Want hy kan dit nou nie doen nie. So hy gaan nou vir 1000 jaar daar sit. En ek dink hy gaan 'n bietjie aan sy planne en sy sondes dink in die lewe, want daar's niemand om te verlei nie. Dit's wat daar staan. So die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan nou kort tydjie ontbind word. Nou ons weet nie hoe lank nie. Ons weet die Bybel sê kort tydjie, dit kan 'n dag wees, 'n week, 'n jaar, 10 jaar, ek weet nie. Ek weet wat is kort tydjie in die perspektief van die ewigheid nie, maar 'n kort tydjie wat hy gaan ontbind word. Maar dis nou baie interessant, want hierdie is 'n ketting van as hy toegemaak is daar, is dit in duisternis wat hy toegemaak is. Iets vra. Dat hy nie meer die nasies kan verlei. Ja. So dis nou die mense wat nie by die wederkoms weg is. Want hoekom dan nie? Want hulle is dood. Onthou ons het gisteraand gelees, hulle is dood. So dit is dan die volgende wat ek sou nou noem. So met ander woorde, hy's basies hier toegemaak op hierdie in die afgrond en op die aarde of ergens, wat ek al daar, die Bybel sê nie waar nie, maar die punt is, hy kan niemand mislei nie, want almal is dood. Onthou nou, ons het die vorige verse gelees waar hulle het tot niet gemaak. Nou tot niet maak beteken jy's nie meer nie. En dan die ander was, hulle lykheid geleef van die een einde tot die ander einde. En daar was ook brand en verbrand en die aarde het gesmeld. So met ander woorde, die onregverdiges is dood. En nou, so dis net na die wederkoms, hy's nou toegesluit en dit koppel aan die, onthou ek julle gepraat van die Asaselbok. Ek wil nou nie te veel detail gee om julle de mekaar te maak nie, maar ek het julle gesê van, daar's 2 bokke. Die ene is die sonnebok, onthou die sonnebok was daar, en dan was daar die ander een wat Jesus voorgestel het. En die versoening vind plaas. En dan was hierdie bok in die woestyn ingevat. En daar moes hy op homself moes hy toe nou daar wees alleen, tot hy dan nie meer is nie. En hierso kry ons dieselfde konsep van die duiwel, onthou die versoening is nou net klaar gemaak. Daai versoeningsverhaal, Yom Kippur is nou net in die hemel klaar, dis Openbaring 15 se einde. Yom Kippur verhaal is nou net klaar, die hele tempelstelsel is nou net klaar, die oordeel. En nou die volgende is, wat die laaste proses wat hulle gedoen het altyd is, hulle sit dan die sonde oor op hom, en hy word in die woestyn ingesit. En nou sien ons, die duiwel gaan nou op sy eie. Hy's nou daar. Daar staan. OK. Kom ons kyk wat sê Petrus oor dit. OK.
Dis nou die wat ons klaar almal geoordeel is en dis die wat agterbly. goed, wanneer Jesus kom, wanneer Jesus gaan kom op die wolke, dan is die oordeel klaar. Ja. In ander woorde, dan is die versoening klaar. Die wat veiler nog veiler, die wat skoon wil skoner. En dan wat ons verder sien wat gebeur is dat in Openbaring 15 sê dat niemand kan meer by die tempel ingaan nie. Nou hoe doen ons gewoonlik? Ons bid met die Here en hy doen die versoening en die Here vra vir ons, soos ek daai aand verduidelik het, volg my waar ek gaan tot by die versoening. En dan is ek nou daar by die versoening en ek sê ek's jammer en dinge en elkeen het sy keuse gemaak. En eers gaan die Here dan daai lyn trek en sê wie veiler nog veiler, dit sê in Openbaring 22, wie veilig nog veiler en die wat skoon nog skoner. So hy trek hierdie lyn van die genade is nou klaar. En teenoor Openbaring 14, wanneer ons dis sal hanteer, daai druiweoes, dan sal jy sien die Here maak die hele wêreld dat elke liewe ding ryp gedruk word. Inteendeel, die druiwe is oorryp. So jy sien al die filosofieë, kapitalisme, sosialisme, sondes, al die sondes, of dit nou verneek is en of dit nou geldwasery is of wat ook al, dood, moord, alles gaan 'n piek bereik in die wêreld. En dit gaan al hoe erger en erger en dis deel van die benoutheidsverhaal. En soos dit al hoe erger en erger word, kan elkeen vir homself besef, o jene, maar as ek hierdie pad se einde loop, dis waar ek gaan myself gaan vind. En so maak mense besluite vir God of teen God. En so hy hou eider vas aan sy drywe, sy sondes, en hy gaan saam met dit in die parskuit vergaan en 'n oordeel ontvang, of hy bekeer en sê Here, dis hoekom ek so baie sê ouens, gaan net en maak seker jy's reg met die Here, dat want daar's nou nog tyd. Ons kan nog of course na Jesus toe gaan en sê ek's jammer, ek het u wet oortree. Dis basies sonde doen. Goed. So ek praat nou te veel oor dit nou. Wat ek dink Tannie se vraag is, daar met Yom Kippur, dag van versoening. Dan moes almal hulle verootmoedig, en dis in die tyd wat ons nou lewe, Here, is ek skoon, is ek klaar, is ek reg, is ek en jy, is ons Jaap, het ek alles vergewe gevra, al my sondes is vergewe. En dan was daar 'n bil, wat vir die priester was, en dan was 'n bok en 'n tweede bok. En die een bok was nou die versoeningsbok, wat dan daai laaste versoening doen, en dan die ander ene was die sonnebok. So wanneer ons dan in die heiligdom allerheiligste ingegaan het, dan het die versoening gedoen vir ons almal. Wat se versoening was dit? Onthou jy het vergifnis vroeër gevra, bekeer vroeër, maar het ek nou toegelaat dat die Here my verander. Want dan is daar versoening. Anders is dit soos ek gesê, die ou steel jou geld en dan jou seun en dan gaan jy hom weer vertrou. Jy weet, dan kan jy sien wou hy verander. Nou die Here, dis waar die versoening plaasvind. Maar daar's iets wat die Here nie dra nie. Hy het ons gevolge van ons sondes het hy gedra op die kruis. Dis verseker. Hy het in my plek gesterf. Dis wat hy gedoen het. Maar hy wil nie die blaam van die sonde vat nie. Met ander woorde, hy gaan nooit skuldig gemaak word dat sonde begin het. Dat jy sonde gedoen het is nie God se skuld nie. En dis deel van die sondepakket. En dit vat hy, die blaam van daai sonde, die skuld het hy gedra, maar nie die blaam nie. Daai sonde plaas hy dan op die sonneblok en sê jy's te blameer vir die hel waardeur almal gegaan het. En dit is wat dan nou natuurlik maak dit nou al meer sin. Goed. Goed, kom kyk wat sê Petrus oor hierdie ding. Want as God die engele wat gesondig het. Onthou julle toe ons Openbaring 12 gedoen het, toe sien ons maar die Satan, die ou draak, het 1/3 van die sterre van die hemele, 1/3 van die sterre is engele van die hemel, het hy, dis die simbool wat ons daai aand hanteer het, saam met hom. Dis die demone waarmee ons baie keer sukkel. Dis demone wat in al die mense ingegaan het in Jesus se tyd ook. So 1/3 van daai engele. So het hy gesondig en hulle werk saam met die Satan. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het aan kettinge van duisternis. O, hier's ook kettinge van duisternis. So ewe skielik, julle hoor, hoe kan jy 'n ketting in 'n duisternis? Wat is die, jy weet, dis 'n interessante, dis definitief 'n simboliese konsep. Dit mag dalk vir hulle fisies wees, want engele is baie van lig gemaak soos ons verstaan. So as daar duisternis is dit iets wat hulle vashou. Dalk
dalk is dit hulle energie wat weg is. Ek weet ja, ek spekuleer nou, maar die punt is dis simbolies ten minste. Gewerpe kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring te hou, vir die oordeel. Met ander woorde, hierso sien ons die verhaal dat hierdie kettinge is 'n simbool en dis heel moontlik 'n ketting van omstandigheid. Want hy kan nou niemand verlei nie. Hy sit daar, is soos 'n tronk. Hy sit daar en hy kan niks doen nie. Die groot skakelaar is af. Onthou julle ons het gelees, die son is af, alles is af, is pikdonker daar op die aarde. Hier sit hy. Okay, hier sit hy nou. Okay. Kom ons kyk wat sê. Ek wil julle net gou herinner, waar was ons nou net? Dit was gisteraan. Want die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep en die stem van die aartsengel en met die geklank in die bassein van God. So hier is die wederkoms. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. So hier staan ouma nou op. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, dis nou hopelik ons wat hier sit, dis die regverdiges, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees. So, dis waar ons is, die Here tegemoet in die lig. Ons gaan by hom wees in die hemel. En dan die ander lot, wat het met hulle gebeur? En dan sal die ongeregtighede geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg. So dan met die verskyning van sy wederkoms. So met die verskyning van sy wederkoms gaan die mense gedood word. Dis wat daar staan. En die ander is waarheen? Dan net gelees is hemel toe. Okay. En hy sal hierdie lot tot niet maak. So die duiwel, hy gaan in 'n ketting van omstandigheid wees. Hy gaan niemand kan verlei nie. En wat het met die ander dode? En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. So in ander woorde, die ander dode, Hitler, onthou nou Hitler, dis nou nie die hond nie, dis nou daai een van Duitsland. Hitler, hy is nog steeds dood. Met ander woorde, die wat lewendig was en onregverdig was, hulle is dood, het ons gisteraand gesien. Nog in die doderyk. Hulle is kapot, hulle is verwoes. Yes, hulle is kapot. Hulle gaan nog, maar nie nou nie. Na die 1000 jaar, daar staan dit, na die 1000. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig is. Ons gaan net sien hulle gaan opgewek word, maar dit is nog nie. So voor die 1000 jaar is almal op aarde en doderyk, wat jy wil noem, is dood. Ons kan die woord doderyk dalk ook een aand mooi bestudeer. Maar hulle is dood, dis wat daar staan. En dan is die ander is lewend saam met die Here in die hemel. Okay, so hier het ek dit probeer uitwys, regverdig is opgeneem, onregverdig is verdelg. Dan is daar 1000 jaar saam met God, en dan na het ons sover gelees, daar die onregverdig is herlewe na die 1000 jaar. Goed, dis wat ons sover het. Ek gaan nog hierdie ding inkleer, soos ons aangaan. Goed. Dan het ons, vers 4, nou is ons het die eerste 3 verse van Openbaring 20 nou gelees. Nou gaan ons vers 4, maar vers 4 is 'n lang vers. So ek gaan nou so stuk vir stuk doen en dan gaan ek die hele ding doen. Nou, so vers 4 is 'n lang vers. Wat is die eerste taak wat ons gaan doen as ons in die hemel kom? Wat is ons eerste werk? Okay, daar is verse wat wys ons gaan 'n bietjie van 'n banket hê en al daai klas van goed, maar wat is ons eerste taak wat ons in die hemel het? Wat sê vers 4 vir ons? En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Hoekom? Hoekom is ons die oordeel gegee? Wat is jou eerste vraag? Onthou gisteraand, as jy opstyg, en terwyl jy so opstyg, sien jy maar, jou suster bly agter. Of jy het, ek is oortuig, ouma moes daar wees, maar ouma se graf is toe. Dink julle ek gaan baie gelukkig wees? Ek gaan wonder, het die Here nie dalk 'n fout gemaak nie? Weet jy, jy gaan dink, natuurlik jy kyk vir hom, hy kan nie 'n fout maak nie. Maar jy gaan wonder dalk. Jy gaan, inteendeel die ander verse sê, die trane gaan afgevee word. So in ander woorde, jy gaan wonder nou, hoekom is hy nie daar nie? Maar wat ek van ouma weet is awesome. Ek het juist haar gemimiek in my lewe en nou is haar graf toe en ek is in die hemel. Hoe is dit moontlik? Geen wonder hierdie word gedoen nie. Geen wonder jy gaan dan skielik, ouma, ons gaan nou lees, ouma se lewe kan gaan kyk. Daai boeke word geopen. Ons gaan kyk, die oordeel is vir ons gegee. Met ander woorde, daai oordeel word nou gegee, daai versoeningsverhaal
En elkeen se boek word gegee, sy lewensverhaal. Ek dink natuurlik die boek was net genoem, ek dink dit is 'n cool movie. Dis by of iets in daai lyn wat jy kan sien, hoeveel keer het die Here met haar gepleit oor 'n sonde, maar oom Johannes next door was haar liefde. En sy het haar man verneek en sy wou dit nooit ophou nie. Die Here het so lank gepleit, maar sy het bly rebelleer. Tot waar daar sy nooit vergifnis, sy het nie gevra vergifnis, inteendeel sy het vas bly staan, ek gaan dit bly doen. En wat dan? Wat ook al sonde, ek net 'n voorbeeld nou geneem. Die punt is, jy kyk na haar lewe en jy sien hoe die Here gepleit het vir elke ding, en sy het nog steeds bly sondig. Maar die Here is getrou en regverdig. As jy vergifnis vra, sal hy vergewe en hy sal jou skoon was, het hy beloof. So ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is daai oordeel, hulle is nou gegee. Nou kan jy vir jouself sien, hoekom is Hitler nie daar nie? As jy ooit gewonder het, hoekom is hy nie daar nie? Hoekom is hy die mense? Hoekom is Judas Iskariot? Hoekom is hy nie daar nie? En dan natuurlik jou familie, jou vriende. En so. Kom ons lees Korintiërs. Wat sê Korintiërs? Wat sê Paulus hieroor? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons gaan en ons gaan die oordeel oorvat en ons gaan kyk, hoekom is mense nie daar nie? Dit gaan jou gemoedsrus gee en besef, maar God het alles in sy vermoë gedoen wat hy kon om hulle te oortuig van sonde, maar hulle wou nie hoor nie. Hulle wou nie bekeer nie. En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg om die geringstes regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Sê Paulus. Met ander woorde, dit is tot die demone se lewens. Daai demone wat jy voor partykeer maar 'n bietjie bang is in die aand of wat ook al. Jy gaan na sy lewe kan kyk en jy gaan kyk en sê, kyk hoe ongelooflik mooi is hy geskape en kyk wat het hy geword. Wat het gebeur? Jy gaan hulle lewens. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Matteus 24 vers 31 sê, en hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid, en hulle sal die uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel tot die ander einde daarvan. En dan is Pieter nie daar nie. En dis hoekom ons dit gaan doen, sodat ons vir ewig kan weet God is regverdig. God was werklik gestoei met hierdie man en sy keuses. Ja, dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Hoekom is die een aangeneem? Hoekom is die ander verlaat? Ons kan sien hoekom. 2 vrouens sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. So hier gaan ons die ondersoekende oordeel deurgaan. Ons gaan nou, daai oordeel gaan ons gaan auditeurs wees. En ons gaan kyk. En ons gaan kyk hoekom. Jy gaan natuurlik die wat jy lief het, hard soek of daar nie ergens 'n manier is nie. Openbaring 20 vers 4, nou gaan ek bietjie, jy kan sien hoe lank is die vers. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuie van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. Dis hoekom ek hierdie goed moes hanteer voordat ons die 1000 jaar kan doen, sodat julle weet wat die dier in sy beeld beteken. En die merk op hulle voorhoof, die merk van die dier, en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef as konings, regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Wat is 'n koning? Hoekom noem dit as dit konings? Want 'n koning is iemand wat alles weet. 'n Koning is een wat ingelig is. 'n Koning weet, en in die ou tyd is die konings regters gewees. Onthou Salomo natuurlik met daai 2 babas ensovoorts. So die konings was regters. Hulle het bepaal of jy lewe of sterwe. Hulle het gekyk en hulle was ingelig. Nou kyk ons weer in 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag in hiernamaals gaan ons nie meer in 'n spieël en 'n raaisel kyk nie, ons gaan aangesig tot aangesig. Ons gaan weet, ons gaan elke ding kan sien. Ons gaan as koning saam met God regeer.
So wat weet ons nou al? Die regverdiges is die 1000 jaar saam met die Here. Die tydperk tussen die eerste en die tweede opstanding is bekend as die 1000 jaar. Geen lewe op aarde nie, hulle het almal verdelg. Die Satan is deur die omstandighede gebind vir 1000 jaar en die ondersoekende oordeel. En dan weet ons al, Satan gaan vir 'n kort tydjie ontbind word na die 1000 jaar. Het ons net toe gelees. Weet nie vir hoe lankie, maar hy gaan ontbind word. En die onregverdiges gaan lewe. Openbaring 20 vers 7, nou is ons net aan. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. So in ander woorde, het ons gesien 'n kort tydjie, en nou sê dit weer. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Onthou nou, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger, en laat die heilige nog heiliger word. So wanneer hierdie lot gaan opgewek word, wanneer die dode wat nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was, dit is die eerste opstanding, wanneer hulle dan, hierso in vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Sien, daar staan die doderyk. En die see en die dode het gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. So wat is hulle daar in die doderyk? Hulle is dood. Ons gaan net by die hel kom. Wag net so 'n bietjie. En hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. So met ander woorde, waar ook al, die wat van 'n skip afgeval het daar in die see, die wat waar ook al, gaan hulle opgewek word. En hoekom het ek daai, wie onreg doen nog meer onreg, wie vuil is nog vuiler, skoner. Toe hulle in die graf ingegaan het, toe hulle dood gegaan het hulle die Here nie aangeneem nie. So toe hulle uitkom, is die Heilige Gees glad nie daar met hulle te pleit nie. Die Heilige Gees is al onttrek gewees. En wat het hulle? Daai selfsugtige hart, daai wraaksugtige hart, daai verhaal, daai selfverheffende hart, daai een wat gedink het uit nirwana en hy's God homself, al die waan en dingetjies waarna is, net so kom hy weer uit. Die Here skape jou en jy gaan in dieselfde toestand wees as wat jy. Ek bedoel, daai ene wat nog gestaan sit en skiet het in die Tweede Wêreldoorlog en toe tref jy Pukulom. Hy gaan nou wakker word en dan wil hy sy geweer vashou. In ander woorde, waar jy was, is wel dan weer waar jy deurkom. Dan gaan jy van die dood tot nie dood. Van waar jy in slapenis na die ontslapenis. En die see en die dode het gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het gegee wat daarin was. En hulle het geoordeel elkeen volgens sy werke. So hierdie is nou na die 1000 jaar. Ek begin nou na die 1000 jaar vir julle inkleer. Hier is nou net die eerste verse. Ek gaan vir julle die hele prent nou gee. Dit gaan kom. Goed. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. In vers 8. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. So hier kry ons weer 'n paar verhale. Die Satan toe hy, ek is van sterk mening, die dag toe hy uit daai duisternis kom, van 1000 jaar, hy en sy eie brein, het hy heel moontlik begin berou kry. Dis nou maar wat ek dink, okay. Hy mag dalk begin berou kry. Maar toe hy die menigte sien wat hom volg, en hulle is nou opgewek. Imagine hy sê vir hulle, ek het julle opgewek. Hy verlei hulle nou. Hy verlei hulle mos nou. So as hy hulle verlei, dan is dit mos 'n leuen. So as hy nou vir hulle sê, wie die mag gehad om julle wakker te maak? Lewendig, dit was ek. Wie gaan hulle volg? Wie gaan hulle volg? Okay, wie gaan hulle volg? Ek gee julle net idees van wat ek kan uitdink. En hoe baie is dit soos die sand van die see. Die Here sê, nou is die pad na die Godstad toe. En wyd is die pad na die verderf toe. Met ander woorde, min sal dit vind. So ons moet dit soek. Jy moet jou heil uitwerk. Maak seker jy is reg met die Here. In vers 9. En hulle het opgekom
oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Die geliefde stad. Nou gaan ek vir julle die ander kant van die prentjie inkleer, van die stad. Kom ons gaan na die stad toe. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toebereid soos 'n bruid vir haar man versier is. So met ander woorde, ons is na die hemel toe, na die nuwe Jerusalem toe, waar God vir ons 'n plek berei het. En nou gaan ons die nuwe Jerusalem gaan neerdal. Hier staan dit, die nuwe Jerusalem. OK, hy gaan neerdal. Kom ons lees 'n bietjie wat sê Handelinge. Dis nou hier so 'n opvaarding. Hoor nou wat sê hulle. Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Nou, hy het op die Olyfberg daar gestaan, en toe sy op. Nou, ons het gelees gisterand, sy voete sal nie weer die grond raak met sy tweede koms nie, maar hier sê dit, sy voete gaan weer raak. Maar kyk nou, dis sy derde koms. Kom ons lees dit. Kom ons lees vir julle. Wat sê Sagaria daaroor? En in die dag sal sy voete op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word, na oos en na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte, so hy gaan 'n groot dal maak. Waarvoor maak hy die dal? Want daar gaan 'n nuwe Jerusalem neerdal. Goed, kom ons lees. Dan sal die Here God kom, al die heiliges met u. Met ander woorde, hier kom hy nou, met al die heiliges met hom. Hoekom? Waar was hulle? Hulle was in die hemel. So hulle kom saam met hom af. En in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duisternis wees. Hoekom? Want God self sal die lig wees. Okay, ek weet net gou. Ek is nog besig om die prent in te kleer, hoor. Al die verse sal dit inkleer. Hierso het ek net 'n idee vir julle gegee van die grootste stede in die wêreld. En dit alles hier bymekaar, weet jy maar, weet die 10-12.000 vierkante kilometer, Tokyo, Chicago, Atlanta, Los Angeles, almal van hulle. Mense, dis nog nie eens 'n tiende van hoe groot die stad is. Inteendeel, die stad is 1500 furlongs by 1500 furlongs, so 2.2 kilos by 2200 kilos by 2200 kilometer. Hierdie stad is 4.8 miljoen kilometer kwadraat groot. Dis groot. Dit is basies so 4 keer groter as Suid-Afrika. Dis of course, dis die stad van die skepper van die heelal. Dis nie 'n klein plekkie nie. Goed. Nou wat is buitekant die stad? Die Satan is in volle beheer oor die goddelose buite die stad. Die Heilige Gees is voor hulle dood al uit hulle lewens uit. Soos hulle in die graf ingegaan het, so kom hulle nou daaruit. Kwaad kom tot volle wasdom. God laat dit toe vir 'n kort tydjie, ons weet nie hoe lankie, onder aanvoering van die Satan omsingel die goddelose die regverdiges met die nuwe Jerusalem vanuit die hemel wat neergedaal het. Maar God sal nie toelaat dat hierdie oormag die regverdiges vernietig nie. Ons gaan nou sien wat gebeur met hulle buite die stad. So ons sien nou die nuwe Jerusalem het neergedaal. Ons sien nou hierso is 'n skare reg rondom die stad. Daar sê dit. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar om die heiliges en die geliefde stad omsingel. Vers 9. Ek het net van die Engelse vertaling gehou. I saw Satan's army march across the earth and gather around the camp of God's people and the city that God loves. Dis oulik hoe die vertaling dit gedoen het daar. So nou is almal lewendig. Almal wat ooit bestaan het. Die regverdiges binne die stad en die onregverdiges buite die stad. Almal. The rest of the dead live not until the 1000 years should be finished. So met ander woorde, die doderyk en alles het dit gegee, hulle is lewendig en die regverdiges het saam met God afgekom, saam met die stad.
Wat sê Romeine vir ons oor dit? So waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, sal God bely. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ek weet nie, julle het seker al 'n lied gehoor. Nee, dit is 'n fenominale lied. Waar kry jy dit? Dit is van hier af. En besef dit, is in die Here gee nie die presiese volgorde nie, maar daar is die stad is uit neergedaal. Daar is, ons weet nie vir hoe lank nie, maar hulle is almal lewendig gemaak. Ons sien, dink nou net, ons sien nou, sê nou maar oupa as jy daar nie, en jy staan op daai muur van daai stad, en jy kyk af, en jy sien, daar's oupa. Daar is so en so. Nou moet jy verstaan die kontras. Jy het 'n verheerlikte liggaam, nommer 1. Met ons gisteraand gelees. Nommer 2, jy was 1000 jaar saam met God. Jy het al amper vergeet van die gemors. Ek bedoel, dis 'n rukkie. Ek weet nie of ons alles al vergeet nie, maar dis 'n rukkie wat jy al tussen heiliges geleef het, waar daar nie siekte is nie, daar is nie dood nie, daar is nie jaloesie nie, daar is nie naaiwer nie, daar is nie leuns nie, daar is nie dood nie, die goed is nie daar nie. En jy is volmaak. Die liefde groei en groei en groei. Dink net die kontras wat jy gaan beleef, al is jy dan buite die stad en jy kyk na hulle, en die wat in die stad is, op by muur is, jy gaan lees Openbaring natuurlik, ook by 22 natuurlik, hoe die stad lyk. Is 'n pragtige stad met die deure, met die mure en die goud en die dit. Maar daar staan jy, en jy sien die kontras. En jy begin, en hulle wat buite is, besef maar, ek het die stem geken, van die God wat daar op sy troon sit, en ek het nie geluister nie. Ek het my rug op het gedraai. Die goddelose verstaan deur hulle lewenslange rebellie teen die stem wat met hulle gepleit het, verklaar hulle, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Hulle besef, dit was hulle keuse, wat hulle, en as 'n rede hoekom elke knie sal buig, want hy het besef, maar dit is die God, dit is die Skepper, en ek wou nie luister na die Heilige Gees wat my gepleit het nie, by my gepleit het nie. En dan, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat aan die 4 hoeke van die aarde is, so hy gaan verlei hulle, so op 'n stadium hier, terwyl hierdie verhaal gebeur, begin Satan hierdie lot verlei, en hy sê heel moontlik vir hulle, ek het julle lewendig gemaak. Dis net hierdie stad, as ons hierdie stad kan uitwis, as ons hierdie lot kan uitwis, al daai goud kan ons in wees, al daai goud, al daai mooi goedjies kan ons in wees, as ons hulle net uitsort. Om hulle te versamel, dink net sy oorlogstories wat hy gaan vertel, om hulle te versamel, en hulle getalle is soos die sand vir die oorlog, en hulle getalle is soos die sand van die see, vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En vuur het van God neergedaal, toe hulle die aanval loods, het vuur uit God neergedaal en hulle verslind. Jesegiel beskryf dit as volg. Ons het hierdie gelees van die Satan in die 4de aand. Hier beskryf Jesegiel die duiwel nou. Hier gee ek julle so 'n bietjie weer hierdie inligting. Daarom, so sê die Here, omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van 'n God, dis nou die duiwel. Hy het geglo hy wil homself verhef en hom gelykstel met die Allerhoogste. Daarom kyk, ek bring vreemdes oor jou, die geweldigstes van nasies. En hulle sal hulle sware trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het, en jou glans ontheilig. Met ander woorde, op 'n stadium in die geveg, besef hulle is mislei, besef hulle die twak, en hulle draai teen wie? Hulle draai teen Satan homself.
binnengeveg. In die kuil sal hulle jou laat neerdal, en jy sal in die hart van die see 'n bitter dood sterwe, en een wat verslaan is. Wees die grootheid van jou koophandel, met ander woorde, sy misleidingsvermoë, het julle binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe. Onthou, ons het laas keer op dit gefokus, hoe God hom afgedrywe het. En ek het jou tussen die vurige gesteentes vernietig, o Here wat besit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid en oor jou wysheid, verderwe weens jou glans. En nou kom die groot deel. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtigheid, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan, dit het jou verteer. Wat het Satan doodgemaak? As het nou net gelees, vuur van God se troon het uitgegaan. Hier sê dit, vuur het in sy binneste verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Gaan God Satan verwoes? Want dis wat daar staan. Al jou bekennis onder die volke is ontsteld oor jou. Jy het 'n verskrikking geword, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Gaan Satan verwoes word tot as, tot niks. Maar dis wat daar staan. Nou kom daar 'n debat moontlik, 'n debat wat in my hart was. Daar's 'n debat, maar wat van die hel wat dan brand en brand en brand? Wat gebeur hierso? Want hier staan: en die duiwel, vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp. Hierso skilder die Here dit verder in met daai poel en swaal, waar die dier en die valse profeet is. So met ander woorde, die dier en die valse profeet gaan ook verbrand word, natuurlik. Hulle is verwoes met die vuur wat van die Here afkom. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Nou hoe kom dit by mekaar uit dat jy dag en nag vir ewig gepynig gaan word, maar jy is tot as gebrand? Hoe kan hierdie twee by mekaar kom? Hoe kom hierdie verhaal by mekaar dat jy kan verwoes word en tot as gebrand, jy gaan daar nie meer wees nie, maar jy word verbrand vir ewig? Hierso sê Judas het vir ons die sleutel. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Nou ek was daar waar Sodom en Gomorra was, dis die dooie see, hierso, een was op die berg, een was in die dal. Dis die doodste punt op aarde. Okay, wat is die dooie see? Daar is nie 'n organisme wat leef daar nie. Ek weet nie wie van julle het al in die dooie see gaan lê nie, maar ek was die voorreg gehad om nou 'n paar keer daar te gewees het, met al die argeologie wat ons goed gedoen het. Maar ek dan gaan lê daar in die dooie see, dis heerlik, jy lê daar en, maar glo my, alles wat 'n seertjie is, of wat, jy kan nie aan die oog raak nie, hoor, hy sal vir jou brand. Nou alles wat 'n seertjie is, na 5 minute, 10 minute, dan weet jy dit, kyk, hy begin jou brand. Jy kom agter, hierdie sout is besig om wat te doen? Jou te eet. Ek is oortuig van as jy in daai water gaan lê vir 'n week of 2, as jy missing, waar jy is opgeëet, hy sal vir jou eet. Hy sal gepekel wees. Maar die punt wat ek wil graag maak is, brand hulle nog steeds? Daar so staan. Nee, maar wat is dan vir ewig? Die gevolg. Dit maak ook sin. Want daar staan die vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. So die gevolg is vir ewig. En dit maak sin, as jy dink aan God van liefde. Dink net vir 'n oomblik aan God van liefde. Jy lewe op 80 jaar as jy nou gelukkig is op hierdie aarde en jy doen sonde. Jy maak droog. Okay? Of jy maak 'n bietjie droog. Of jy maak baie droog. Jou keuse, maar jy maak nie merk nie. Dis mos 'n ander definisie van sonde. Jy maak nie merk nie. En nou, omdat jy 80 jaar gesondig het, gaan die Here van liefde, God van liefde en regverdigheid,
gaan jou nou vir ewig straf en sodra jy nou tot dood gebrand is, dan vat hy sy liefdevolle herskepende krag en hy herskape jou om weer te brand tot jy niks is nie. En dan herskape jou om weer te brand tot jy niks is. En so gaan dit vir ewig en altyd en altyd en altyd en altyd aan omdat jy 80 jaar gesondig het. Is dit 'n regverdige God van liefde? Vra ek. Of is die gevolg vir ewig en dat hierdie vers wat sê hulle is verslind en die ander verse wat sê hulle is tot niet is werklik wat dit beteken, maar die gevolg is vir ewig. Het hulle gebrand? Verseker. Het die Satan gebrand? Ek glo hy het langer gebrand, ja. Direk eweredig aan jou? Direk eweredig aan wat? Sonde. Ja, sonde. So dit sien ons in Openbaring 14 sien ons dat daardie 7 laaste pla ook God se regverdigheid is direk eweredig gekoppel aan wat jy gedoen het. So as jy net 'n klein seentjie van 15 was, het jy net soveel sonde gedoen. Is dit nou nodig dat jy vir ewig moet brand oor so 'n bietjie sonde? Nee, dit is nie regverdig nie. Jy sal brand, ja, maar direk eweredig aan wat jy aangevang het. So die Satan gaan verseker 'n tydjie langer aan die brand wees vir alles wat hy aangevang het. Maar daar staan baie duidelik, hulle verslind. En hulle sal nooit weer daar wees nie. Goed, ons gaan nog verse oor dit lees, maar vir nou, net gou die prent weer kry. Die regverdiges is opgeneem hemel toe, onregverdiges is dood en die doderyk is dood, hulle is dood. Die regverdiges, hulle is soos die slapendes, hulle slaap, jy weet niks. Dan die regverdige 1000 jaar saam met God in die hemel, hulle doen die ondersoekende oordeel. Hoekom is die ou hier of nie daar nie? Ek bedoel, daai versie wat sê, wie jy dink eerste wees gaan laaste wees, en wat laaste is gaan eerste wees. Die hoere gaan jou voorgaan. Jy gaan dalk sien hier kom Pieter aan. Hoe op die aarde het Pieter dit gemaak? Dis is rarig. Serius? Jo. Jy weet hy het my vrou weg van my, hy het my geld gesteel, ek bedoel die lysie is lank. En daai politikus, ek gaan nie name noem nie, maar ek kan aan 'n paar dink as hulle die hemel maak, gaan ek sê genigtig, hoe het jy dit gemaak, meneertjie? Met al jou chance wat jy gedoen het. Maar goed. Dan gaan jy kan gaan kyk. En ek is oortuig wanneer jy sy boek oopmaak, dan gaan jy wit bladsye kry. Hoekom? Want elke keer as daar sonde is, God het dit vergewe, hy het jou skoon gewas. Sy genade was genoeg. Maak dit sin. Die ondersoekende oordeel. Onregverdige dode is op aarde, die Satan is gevangene weens die omstandighede vir 1000 jaar. En dan die nuwe Jerusalem daal neer, die onregverdiges word lewendig gemaak soos die sand van die see. Ons weet nie vir hoe lank hulle by mekaar kom, hoe hulle dinge doen nie, maar op 'n stadium, dan trek hulle nader na die stad toe. God kom op, en hulle besef, en hulle sien hulle lewe, en hulle besef, maar dit is die God. Elke knie gaan buig. Op 'n manier mislei die Satan hulle, en hulle wil oorlog voer om hierdie stad te vernietig. En die finale oorlog. En sonde word uitgewis. Kom ons lees. Ek het in Openbaring 21. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Hy het verby gegaan. Hy's verbrand. Hy's kapot. En die see was daar nie meer nie. Vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van, dis God se blyplek, van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So wie gaan ons God wees? Wie gaan ons koning wees? Wie gaan ons eerste minister? Wie gaan ons bestuur? God, 'n regverdige God. En hy het vir ons elkeen 'n plek hier, daar is nooit weer iemand gaan my plek vat nie, nooit weer gaan iemand my huis wil vat nie, nooit weer die gemors nie. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie,
Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. Dit het verbygegaan. Dis nou klaar. Vers 5. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Alles nuut. Ek het dit 'n blou aarde gemaak. Ek weet nie hoe dit gelyk nie. Toe sê ek net, hy het seker maar hy's besig hy die aarde nuut gemaak. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hy maak alles nuut. Vers 6. En hy het my gesê, dit is verby. Hierdie sondenag wat hier beskryf is, dit is verby. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Verniet. Dankie tog. Vers 7. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek, onthou dit is 'n worsteling. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ja. Vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oorreders en die towenaars en die afgodieners en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Dis die tweede dood. Onthou, oor hulle, daar in 'n vers gesê, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, die wat verlos is. Oor hulle het daai tweede dood nie mag nie. Wat het die Here gesê? Hulle sal daarin gooi en dit is die tweede dood. Is verby. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel. Dis nou Jesaja nou. Nou is ek in Jesaja. Wat sê hy dus? Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie eers gedink word nie. En hulle sal in die hart nie meer opkom nie. So daar is die antwoord. Gaan ons dit vergeet? Hemel is goedkoop genoeg. Al die swaar kry is niks in verhouding met wat ons daar die heerlikheid van die Here nie. Niks. Vers 21, gaan ons weer huise bou. En hulle sal huise bou en dit bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan geniet. So ons gaan nie 'n huis bou dat 'n ander ou daar bly nie. Dis die meeste wat deesdae gebeur. Nee, jy gaan jou eie plekkie bou. Ek sal eers gaan vir 'n bietjie opleiding, maar ek sal my eie plekkie bou. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome. En my uitverkorene sal werk van hulle hande self geniet. Hulle sal nie te vergeefs vermoei of baar of skielik ondergaan nie. Dis 'n geseënde tyd. Gaan ons weer huise bou en dit bewoon. Wat die Here in die eerste plek beplan het, dis herstel na die eerste toe. Jesaja 65:25. Dis wat ons nou hier aand genoem het. Die wolf en die lam sal saam wei. En die leeu en die sal strooi eet soos 'n bees. En stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maand en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Ek kan nie wag vir daai eerste preek van Jesus nie. Hoe amazing moet dit wees om in sy preek te gaan luister en vir hom te sing, direk vir hom te sing. Direk vir hom te sing. Petrus, hoe sê Petrus is, en ek is my tweede laaste, ek is so te sê klaar. Petrus, hoe sê hy dit? Dit moet julle vooral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Wat vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Interessant, weer ontslaap is die konsep. Jy slaap en jy ontslaap, jy word wakker. 2 Petrus
3 vers 9. Die Here vertraag nie beloftes soos sommige dit vertraging in ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. As die Here kan sien dat Pietertjie nog 'n kans het, dan gaan hy nog bietjie wag. Gee hom net kans. Maar die Here het ook in Openbaring 14 gesê, hy gaan alles ryp druk. So alles gaan ryp gedruk word. So alles gaan, jy gaan besef, die chaos is al meer steel, is al meer moord, is al meer bedrog, dis al meer selfverheffing, dis al meer, alles gaan ryp word. Ons sien dit al klaar al nie gebeur. Petrus sê verder, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ons weet nie wanneer gaan hy kom nie. Waarin die hemel met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So in ander woorde, alles van hierdie wêreld gaan verbrand. En dan die volgende sê hy, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Petrus sê vir ons, daar gaan 'n nuwe hemel wees en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. Ek sluit die reeks af met hierdie pragtige uitnodiging. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Hulle praat van die groot verdrukking. Wat is dit dan? Die groot verdrukking is wanneer Daniël 12 praat van dit. Daar gaan 'n groot benoudheid, is die woorde daar, wees soos daar nog nooit gewees het van die begin van die wêreld af nie. En dis wanneer hierdie verhaal van die diere uit die see en die diere uit die aarde weer 'n kerkstaatstelsel in bewind gaan bring. En wanneer daardie stelsel vervolging oor die wêreld gaan bring teenoor die kinders van God. Want onthou, die dier en die beeld van die dier kom nie van God af nie. Die dier uit die see is 7 koppe en 10 horings. In Openbaring 12 is die draak met 7 koppe en 10 horings. En Openbaring 13 sê dit dat die draak, die duiwel, het vir hom sy mag gegee. Openbaring 13 se tweede helfte is die dier uit die aarde, dis nou die Amerika. Hulle gaan basies 'n beeld van die donker eeue maak. Staat en kerk wat saamsmelt. En wanneer die staat en kerk saamsmelt, dan is die uiteinde die wat nie gaan volgens wat hulle sê nie, kom in vervolging. En so met ander woorde, soos in die donker eeue die pauslike heerskappy basies God se kinders, die protestante, vervolg het. En daai vervolgingsverhaal word dan wêreldwyd volgens Openbaring 13 en 17 wat ons nog nie hanteer het nie. So ek sê ek wil nog 17 hanteer. En dan met 17 maak dit ook baie duidelik. Maar goed, die lank en die kort is, dan kom hierdie groot verdrukkingstydperk. En dis wanneer waar elkeen sy keuse gaan moet maak. Alles gaan dan ryp word. Al hierdie gemors in hierdie wêreld gaan op een slag begin ryp word. En Openbaring 7 praat weer van daai 4 groot engele wat die 4 winde van verwoesting terughou van die 4 hoeke van die aarde, soos dit beskryf word nou daar. En dan, maar voor dit gaan daar 'n verseëling plaasvind. Want wanneer hierdie winde gelos word, is wanneer die chaos, dis wanneer God se gees onttrek. En die chaos gaan totaal wees in hierdie wêreld. Maar God het sy kinders verseël met hom, met sy Heilige Gees, met hom en sy verseël. En daai verseëldes gaan, soos Daniël se vriende, deurgedra word tot sy wederkoms. Die nuwe hemel is basis die nuwe Jerusalem. Dit gaan die stad van God wees. Daar is die. Al die ongelowiges en al die baadies gaan agterbly op die aarde. En hulle gaan verdelg word. En hulle gaan verdelg word, nou sal die hele wêreld vol lê. Ja. Nou, wie gaan op die aarde wees in die 1000-jarige vrederyk? Is die 1000-jarige vrederyk in die hemel? In die hemel. Die Satan alleen is op die aarde vasgebind. Op watter stadium word die aarde dan vernietig en 'n nuwe aarde geskep? Na die 1000 jaar. Goed, dis 'n goeie vraag wat deurkom. Dat ek gou dit ek gaan dit gou weer probeer verduidelik hierso.
Jy my net so oomblikie. Daar's ek nou, daar's ek. Die oom is tot hierso pragtig verduidelik. Die 1000 jaar van vrede is ons in die hemel. Ja. Die onregverdiges is dood. Hulle is dood op die aarde. Onregverdig is dood in die doderyk, En dood op die aarde. hulle is dood in die doderyk, hulle is op die aarde, hulle is dood. Alright. So die doderyk wat vertel word is, wanneer jy doodgaan, is jy in die doderyk en ons kan dit een aand goed bestudeer as jy wil. Maar die punt is, ons het laas gesien, die doderyk gee weer die dode. So hulle is dood in die doderyk. Doderyk sê Ja. almal geen dood. Dis hy. So hulle almal is in die doderyk. Jy kan net sê maar die hele lot. Is op die aarde, die lyke lê daar. Die wat daar in die aarde begrawe is in die aarde, maar die punt is hulle is op die aarde. En hulle is dood. Hulle weet hulle is so slapendes. Hulle weet dan niks nie. Ja, want dan is daar geen lewende mens op die aarde. Dis korrek hoor. Want hulle is almal nou net doodgemaak. Nou weet jy nie duiwel dan verlei as hy losgaan. Hy het mos gesê, o, dis na die 1000 jaar. Vir hierdie tydperk het ons gelees in Openbaring 1, Openbaring 20 vers 1 tot 3 het ons gelees, hy kon niemand verlei nie. Ja, Want daar is niemand om te verlei nie. om te verlei. Ja, vir die 1000 jaar. Aarde gaan leeg wees in daai stadium. Daar's niemand ja, daai groot skakelaar is af. Ons het gelees van alles is vernietig op die aarde. En hy bly so vir 1000 jaar. Die 1000 jaar van vrede is in die hemel. Want ons het Maar dit maak sin. ja, Dis die aarde in die hemel is. Dis hy. Dan gaan 1000 jaar op die aarde wees, maar dan niemand is nie. dis korrek. Nee, dit is 1000 jaar van vrede nie. Dis maar net eintlik 1000 jaar van verwoesting en die Satan is daar toegesluit. Dis al by die tyd wanneer die aarde nie gemaak word. Ja, na die 1000 jaar. So na die 1000 jaar dan daal die nuwe Jerusalem neer. Met al die gelowiges. Met al die heiliges. Ons het dit gelees in die Ou Testament ook. So al die heiliges het dan neergedaal. Kom ons gaan dit maar net die volgorde kan ons dit so maak, maar Jesus kom af, het ons gelees en hy gaan op die Olyfberg gaan staan. En dan word dit 'n groot plein, het ons gelees. En wanneer daai groot plein kom, hoekom? Want die nuwe Jerusalem daal neer saam met saam die heiliges af. En dan kom hy in hy land daar op soos hy dit nou doen. En dan is ons nou in die en dan kom die onregverdiges word dan opgewek. En hulle is soos die sand van die see. Dit is waar hy sê hy sal vir 'n kort tydjie weer losgelaat. Dis hy. So dan word hy weer vir 'n kort tydjie, Mense vernietig word met die wederkoms van God. nie met die wederkoms, maar Jesus, Dis met sy tweede koms. ja, dis eintlik sy derde koms. Daai was sy tweede koms, ja, sy derde koms. So wanneer Jesus daar is, dan gaan hulle nou lewendig gemaak word deur God en almal gaan op een slag lewe. En dan is daar verse wat sê hulle gaan eers almal hulle knie buig voor hom, want hulle het besef hulle dat hy God is. En hulle word altyd daai stemmetjie het ons ook gelees, het hulle verwerp. So met ander woorde, hulle gaan sy stem herken want hulle weet hy het gepleit met hulle harte, maar hulle wou nie bekeer nie. So hulle is dan die onregverdiges. En hulle gaan hulle knie buig, maar nou kom Satan en hy mislei hulle. En hy sweep hulle op om oorlog te voer. En dan kom hierdie oorlogsien en wanneer die oorlogsien kom, waar hulle oorlog teen die stad wil maak, dan het daar vuur uit die troon uitgekom en hulle vernietig. En dan is al daai verse wat uitwys van hoe hulle in vuur en swaal so Sodom en Gomorra as voorbeeld, Sodom en Gomorra is vernietig met vuur en swaal. Kyk, as die heiliges saam met God vir 1000 jaar in die hemel is, Ja, dan gaan daar is geen lewende wese op aarde nie. dis korrek. Dan na die tyd word al die ongelowiges opgewek. Yes. En dan gaan hulle weer rebelleer in die hemel die Jerusalem geaarde kom. Die ander mense gaan rebelleer en dan gaan God hulle heeltemal uitwis. Dis korrek. En dan maak hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek sê net En dan herskaap hy op watter stadium gaan jy doen? die aarde herskape na die vernietiging van sonde. Dan is dit verby. Hy sê en dit is verby. Hierdie sondenag is verby. Hierdie hele verhaal is nou klaar. Alles is tot stof. Ons het gelees tot die duiwel gaan tot stof gebrand word. En wanneer alles tot stof is, dan gaan hy alles nuut maak. So dan gaan ons sien hoe God skep voor ons oë. Maar dit sal op 'n nuwe hemel, dis op 'n nuwe aarde wees. Dis ja. So dis die ou aarde wat nuut gemaak word. Gras eet. Dis hy. Ja, dalk is al leeu's in die hemel ook. Ek gaan nie dit nou wegvat nie. Jy weet daar's heel moontlik leeu's goed in die hemel ook wat saam aarde toe kom, maar die aarde gaan dan nuut gemaak word. Heeltemal nuut. En dan gaan ons dit beerwe. Julle gaan die aarde beerwe, het die Here gesê.
En hy gaan ons koning wees of God wees op aarde. Wat my makliker verstaanbaar is die Here kom nou vir die tweede of derde keer, wat dit ook al mag wees, en dan gaan hy gaan die lig, ons gaan almal opgevat word na hom toe in die lig. En ons gaan in die nuwe Jerusalem bly ergens in die hemel, daarbo. Nou dis vir die 1000 jaar. En dan kyk daai huise wat ons daar gaan bewoon. Daai Jerusalem word genoem die nuwe Jerusalem, maar die ou een is nou al 20 keer afgebreek en weer opgebou. Maar goed, die punt is daai Jerusalem die stad wat van die hemel afdaal, neerdaal, word genoem die nuwe Jerusalem, Openbaring 21. Nou ons bly in daai stad, ons het huise in daai stad. So ons gaan afdaal en ons gaan nog steeds ons huise hê. Maar buite die stad gaan ons die aarde beerwe. Want die stad gaan ons nou op die aarde land. En dan gaan ons die aarde beerwe en ons gaan hom bewerk en hom geniet soos wat ons seker maar hierdie aarde geniet. Wel, seker baie meer as die aarde, maar ja. Interessant wat jy nie genoem het nie, is hulle sê die nuwe Jerusalem sal 1600 myl lank, breed en hoog wees. Dis hoekom hy 4 keer groter is as Suid-Afrika. Kan jy jou voorstel, van hier tot in Kaapse staan hy reg op die lig. Ja, ek dink die aarde as hy gaan draai, as die aarde, ek glo hy is rond, die aarde gaan so 'n bietjie lopsided wees, my opinie. Hy gaan 'n speedbubble kry, ja. Ek dink sy as gaan verskuif, my opinie. Maar goed, hoe ook al sy, ja. Met 12 poorte, jy weet 12 al daai. Dis alles wat in Openbaring, ek het nou net nie daai verse ingesit nie, maar ek kon. Dis eintlik pragtige verse. Dit is baie interessant, baie Ja. baie. Weet terug, dis die laaste 2-3 hoofstukke van die Bybel. Dis vir ons die 1000 jaar kry. Ja. En daar staan ons gaan heers. Oor wie gaan ons heers? Goed, die Heer as konings gaan ons regeer. So as ons as konings regeer, ons dink altyd ons het 'n stukkie grond wat ons oor regeer, maar hulle groter taak was oordeel. In ander woorde, hulle het al die oordeelsake na hulle toe gekom, hulle was die groot regters van die wêreld. En so ons gaan regeer op die einde, elkeen gaan sy stuk grond ook kry, jy weet, in die nuwe aarde, maar as ons 1000 jaar gaan regeer saam met die Here, die verse wat ons gelees het, wat daai konings doen is, hulle kry die oordeel. So in ander woorde, die direkte vers sê vir ons, wat gaan daai koning doen? Hy gaan oordeel kyk. Hy gaan kyk hoekom is Pieter daar of nie daar nie. Met ander woorde, jy gaan soos 'n koning sit en regeer, jy gaan sit en oordeel en kyk, is hierdie mense, moet hulle hemel toe of nie? So ons is saam met Jesus in die oordeelsverhaal. So op die einde van die dag gaan ons saam met hom sê, hierdie mense hoort buite. Ons gaan nêrens hoef te sê, hierdie mense moes dalk ook in wees. Dit gebeur een keer. Dis daar wat ons het, ja. Wat 'n baie interessante ding wat ek gelees het. Die Eufrate rivier gaan opdroog. En hy's besig om op te droog, soos wat hulle nou praat. En die koning van die ooste gaan kom en sy soldate gaan wees 10.000 maal 10.000 maal 2. Dit gee jou 2 miljoen soldate. En hulle perde sal harnasse aan hê en die kleur van daardie wapens gaan wees die kleure van China. Hey, jene. Ek weet of daar enigiets Ek het nie dit nie, hoor. dit net 'n spekulasie is wat ek gelees het, wat is 'n pastoor word wat dit geskryf. Okay. Ek weet nie, ons sal, as oom daai verse het, kan ons dit bring en dan kan ons dit bestudeer. Ja. Maar die punt is dit, daar gaan definitief 'n massiewe oorlog wees wat ja. Maar dan gaan die Here kom en hy gaan almal vernietig en enigiets. Ja, ek bedoel hy's God. As jy die bloed geloop in die keel. hy die lewe gegee. Baie lank. Dis die oordeel. Ja, verseker. En hy gaan hom alleen oordeel. Hy gaan hom alleen veg. Ons het uit nie nodig dat ons 'n geweertjie hou vas nie. God is almagtig. Daar's vir hom gaan dit nie oor die magvertoning nie. Vir hom gaan dit oor kan ek hulle nie red nie. Ja. Ek kan hulle nie red nie. Ek bedoel as hy die heelal in gang kan hou en sulke groot sterre sonne maak, ek bedoel hierdie is vir hom niks. Hierdie is vir hom niks. Na al die duisende jare wat hy ons probeer red en hy wil nader nie luister en sê ook vat dan maar. Hier kom dit. Ja. So hy's baie meer geïnteresseerd in die red gedeelte as die vernietiging is vir hom. Inteendeel Jesaja sê it is the daar's 'n baie interessante terme wat hy gebruik, maar hy sê basies dit is die ongewone dade van God. God het nog nooit wou hy in die heelal 'n tyd hê waar hy mense moet vernietig nie. Dit is nie sy ding nie. Sy ding is redding. Dis wat hy wil hê. Hy wil ons gered hê, maar as ons bly rebeneer, wat soos oom sê, wat kan hy maak? Wat kan hy maak?
Ekskuus Tannie. As daar waar jy nou sê, elke knie sal buig, almal is nou wil. Kan daar van daai mense weer vra vir vergifnis? Dis 'n goeie vraag Tannie. Volgens wat ons verstaan is daar die probleem met as hy dan vergifnis vra. Wat is sy motief? So ek kan nie daar tot bekering kom en sê, hoor maar ek het, jy vergewe my. Dis 'n goeie studie om te doen en dit is 'n debat wat ons goed kan hê, maar wat ons verstaan is niemand gaan dit doen nie. Maar aan die ander kant verstaan ons ook dat dis soos Akan. Onthou dan nie Akan se storie. Hy het daarso het hy by Jerigo het hy mos 'n staafie en 'n manteltjie gesteel. Ja. En God het gesê luister jy toe kry hulle ons pak slaag by die volgende aanval en toe kom hy terug sê iemand het gesteel. Dis hoekom ek julle nie meer seën nie. En toe sê hy môre gaan ons sien wie dit gedoen. Toe kies hulle die stam, toe kies hulle die clan of die groepering onder dit en toe kies hulle die familie en toe kies hulle hoeveel vlakke tot by Akan. En elke keer kon hy nog gesê het jammer. En hy het nooit nie. En toe heel op die einde, toe sê hy, ja, ek het 'n mooi manteltjie en 'n stukkie goud gevat. Nou as hy bekering gehad, as hy hart bekeer, as hy regtig berou gehad het, sou hy gesê het die stupid, lelike mantel en die gemors van 'n stuk goud en hy sou dit daar neergegooi het en hy sou kwaad, maar nee, hy sê die mooi manteltjie, so hy probeer homself nog verontskuldig en hy probeer nog homself. So met ander woorde, hy het geerken, net soos hierdie lot gaan erken dat hy God is en hy was reg, maar hulle het nie berou opreg nie. En dis die verskil dan nie. Dis soos wanneer jy 'n kind gevang het as hy steel, of jok, jy weet nooit of hy berou het of hy bang vir die pak sla. Jy weet nie watter een van die twee nie. Okay, maar nou ja, so die punt is God gaan in elk geval alles so ryp druk dat elkeen sy keuse maak. Voor dit, ja. Gaan in elk geval alles so ryp dat elkeen gaan sy keuse maak in sy lewe. En daarvolgens word jy geoordeel. En as jy dan na die tyd kom is jou motiewe ja. Ek dink eerlik die predikers soos jy moet meer oor Openbaring preek en ons voorberei van wat gaan kom. Want ons weet nie, hoeveel van ons het hierdie dinge geken? Ja, Ons lees die Bybel, maar ons lees die Bybel. Ja. Maar ons lees die Openbaring nie. Ja. Dis waar. Hoekom preek die predikers nie meer oor Openbaring nie? Hulle leer dit nie in die kweekskole nie oom. Nou, maar dan is ons regering verkeerd. Dis presies. Ons moet dit geleer word want Ja. jou kind maak terug gesê ek gaan vir jou jy gaan moeilikheid optel. Ja. Moeilikheid optel en die 10de keer gee vir 'n paar helse klap. Ja. Maar die voorouers het dit geweet oom. Dis wat ek nou hoor wat my As ek vir hom gesê kwaad maak. As jy weer in daardie ding vat, gaan ek jou voeter. Ek sê vir hom, dit gaan gebeur as jy dit nie doen nie. Maar as jy luister, gaan dit gebeur. Gaan ek jou bicycle voet. Hoekom preek hy nie oor wat kan gedoen word? En ons moet net onsself keer. Ja. Hoekom preek hy nie Ons voorouers het dit geweet. Dis die sad ding. Ons protestante het dit goed geweet. Weet, ek bedoel hulle het groot gedeeltes van die anti-kris. Ek bedoel Martin Luther, Johannes Hus, Calvin, hulle almal het presies dieselfde gesê, die paus is die anti-kris. Hulle het dit goed geweet. En ergens along the line het ek wil nou nie te veel in dit gaan nie, maar die Jesuïte het hulle rol gespeel om die protestantse se geloofsverhaal weg te vat.